Gemeente, net soos wat ons sit, kom ons vat mekaar se hande en dan bid ons saam as geloofsfamilie. Ons God wat met ons is, U het altyd die maniere om deur ons en selfs deur die onverwagte die beste tot stand te bring. Wanneer ons vandag stil staan by die vrouens in ons lewens ook en kyk na karakters waardeur U reeds gewerk het, dan vra ons ook dat U met elkeen van ons spreek daar waar ons is. Spits ons ore, berei ons harte voor, sodat hierdie woord nie net by ons verby sal gaan nie. Dat dit nie sal iets wees wat ons net eenvoudig mis nie, maar dat ons wel anders hier sal uitstap as toe ons ingestap het. Kom raak ons aan met U teenwoordigheid, mag hierdie woord ook en hierdie tyd saam met U werklik in ons lewens 'n verskil maak. Mag hierdie woord wortel skiet in ons harte en vrug dra in ons lewens. En mag die uitvloei hiervan wees, U koninkryk in ons huisgesinne en in ons gemeenskap al hoe meer sigbaar. Ons bid hierdie nie uit verdienste nie, Hemelvader, maar alleen uit U genade. Amen. Gemeente, ons teksgedeeltes kom uit verskeie dele van die Bybel. So, dit sal weer op die skerm verskyn, alhoewel nie die vers op die skerm verskyn nie, sal die teksgedeelte op die skerm verskyn soos wat ons gaan. Maar ek wil jou regtig aanmoedig as jy kan, gebruik jou vingers of die persoon se vingers langs jou om 'n bietjie plek te hou. En dan gaan ons vanoggend uit Ester lees, ons gaan uit Rut lees en ons gaan ook 'n gedeelte uit Lukas lees. Nou, hierdie gedeeltes is gedeeltes wat kyk na 3 vroue se optrede. En die oomblik waarin in hierdie optrede daar 'n keuse was. En die manier hoe hulle opgetree het, wys vir ons 'n beginsel uit om nader aan God se hart te kom. Nou as jy gaan kyk na die vrouens in die Bybel en vroue karakters wat regtig in geloof opgestaan het, gaan jy heelwat meer as 30 kry. En dis hoekom ons vanoggend net na 3 kyk. Maar ek sal jou wil uitnooi om bietjie te gaan moeite doen en die vroue karakters te gaan opsoek, Oud en Nuwe Testament. Want daar's aangrypende karakters en daar's aangrypende karakters waarby ons kan leer. Die mooi ding van wat ons kry by Jesus is soveel soos wat daar onderskeid getref was in hierdie tyd tussen mans en vrouens, waar mans nie regtig waar mans die hoof was en vrouens nie 'n sê gehad het nie. Trouwens so min regte gehad uiteindelik dat as 'n vrou nie onder 'n man gestaan het nie, dan het sy nie veel van 'n toekoms gehad nie. So ruil Jesus dit om. Tot 'n groot mate sien ons hoe Jesus die vroue en selfs sy vroue volgelinge en disippels met absolute gelykheid hanteer. En dis in Jesus waar ons die eerste keer hierdie idee en die gedagte kry, dat daar nou nie meer Griek of Jood, slaaf of vry, man of vrou is nie, maar dat ons almal een is in Christus. 'n Bewuswording dat God nie onderskeid maak tussen geslagte, ouderdomme, kulture of agtergrond nie, maar dat God die vermoë het om deur elkeen te werk. Nie die eenvoudige beginsel. Weet julle dat die kinders wat hier tussen ons sit, nie 'n junior Heilige Gees gekry het nie, maar die volheid van God? Dat die kinders wat hier sit, alhoewel in ons oë hulle kleiner lyk en jonger lyk en dalk nie baie ervaring het nie, nog steeds die volheid van God se krag dra. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het, leef ook in hulle. En dieselfde geld vir alles om ons. Of dit man of vrou is, of dit uit verskillende kulture kom, of agtergronde, tale, dit maak nie regtig saak nie. Nie eens ouderdom maak saak nie. Want dit bly die Gees van God, en die volheid van God. So vanoggend gaan ons fokus op 3 redelik bekende vroue in die Bybel. En ek hoop dat wanneer ons hierdie verhale lees, die oomblik lees, en bietjie na die verhale kyk, dat jy ook vir jou lewe iets hieruit kan vat. So kom ons begin by die eerste vrou, Ester. En ons eerste teksgedeelte kom uit Ester 4, van vers 12 tot 14. Dit sê: Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra. En hy het haar geantwoord: Moenie dink
net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Nou kom ek gee gou 'n bietjie agtergrond oor hierdie juis 'n tyd soos hierdie. Ester word 'n koningin in die koning se paleis. Dis 'n Persiese koning. Is 'n koning wat uit sy eie selfsug reeds ontslaag geraak het van sy vrou. En hy kies dan onder die volk, kies hy 'n koningin wat op die ou end Ester is. Nou Ester kry haarself in die paleis en hou nou in gedagte dis nog steeds in 'n tyd waar 'n vrou nie veel werd is nie. En selfs die koningin moet deur die koning ontbied word. Sy het nie net eenvoudig toegang tot haar man nie, sy moet geroep word of genooi word voordat sy in sy teenwoordigheid mag kom. Nou sit Ester met hierdie uitdaging, want die Jode word bedreig. Hulle staan op die punt van 'n volksmoord. En die enigste ene wat naby aan die koning kan kom op hierdie stadium is Ester. Mordegai, haar oom, moedig haar aan en sê, dis 'n tyd soos hierdie waarvoor God jou geroep het. Jy het nou nodig om jou mond oop te maak. Maar jy moet jouself vir 'n oomblik in Ester se skoene sit. Want vir Ester is dit nie net so eenvoudig nie. Vir 'n rukkie lank wag sy dat die koning haar ontbied, maar dae gaan verby en niks gebeur nie. Sy is besig om hy tyd uit te hardloop. Die uiteinde sou wees, as sy nie by die koning uitkom nie, dat hierdie volksmoord eenvoudig voortgaan. Maar om haar mense te kan red, moet sy met die koning gepraat kry. En om met die koning gepraat te kry, moet sy in sy teenwoordigheid kom. En as die koning haar nog nie genooi het nie, en hy vind dit nie goed nie, dan mag sy haar lewe verloor. Dis Ester se lewe wat hier ter sprake is. Dis nie 'n ligte saak nie. En so Ester moet hierdie besluit neem, of sy dit gaan waag om in die koning se teenwoordigheid te kom, en al waarvoor sy kan hoop is God se guns. Die besonderheid van hierdie verhaal is dat ons op die ou end kry dat Ester wel in die koning se teenwoordigheid inkom. En dat in daai oomblik God reeds vir haar 'n pad oopgemaak het. Dat die koning se hart sag is en dat die koning nie net heeltemal tevrede was met haar teenwoordigheid nie, maar ook heeltemal bereid was om te luister na wat sy te sê gehad het. En op so 'n manier tree Ester in 'n posisie in waar sy haar volksgenote red. Ester was nie net in die paleis gewees vir haar eie bevordering en vir haar eie welstand en haar eie posisie nie. Sy het 'n rol gehad wat sy moes speel. En so werk dit vir my en jou ook. Daar waar jy is, daar waar jy geplant is, daar waar jy jouself op die oomblik bevind, in jou familie, in jou gemeenskap, in jou buurt, in jou werksomstandigheid, jy is nie maar net daar nie. En die grootste fout wat ek en jy kan maak is om te dink dat ons op hierdie spesifieke plek is, want ek het of hard daarvoor gewerk, of hierdie is God se guns oor my lewe en ek is dankbaar om hier te kan wees, of dalk is jy vanoggend op 'n plek waar jy self voel, moet ek hier wees? Is ek veronderstel om enigstens hier te wees? Maar ons is nie maar net waar ons is nie. Want waar jy is, het jy 'n rol om te speel. En dis wat ons leer uit Ester se verhaal. Waar Ester was eintlik om diensbaar te wees vir soveel meer as net haar posisie. Ester moes juist die plek waar sy was gebruik om lewens te red. Sy moes die plek gebruik waar sy was om 'n verskil te maak. En dis die uitnodiging, dis wat ons leer vandag ook by Ester. Jy het 'n rol en jy het 'n roeping, waar ook al jy jouself bevind. En as jy dit onderskat, dan is daar gevolge. Want wanneer God jou op 'n plek sit, dan beteken dit daar's mense se lewens wat jy kan aanraak. Daar's 'n inspraak wat jy kan hê. En as jy dit mis, dan gaan dit verlore. Kan jy dink wat sou gebeur as Ester nie opgetree het nie? Kan jy dink wat se invloed daar sou wees as Ester nie gepraat het nie? En ons kan nou filosofeer en sê wel op 'n manier sou God wel uitkoms dalk selfs van 'n ander plek af gebring het, en dis dalk so. Maar daar's ook heelwat voorbeelde in die Bybel waar God nie daai grens oorskry nie.
waar hy 'n opdrag gee, en hierdie opdrag hang af van die persoon wat dit gaan uitvoer. En dis die intensheid en erns hiervan. Dink daaraan soos 'n liggaam. As 'n geloofsgemeenskap funksioneer ons soos 'n liggaam. En soos 'n liggaam is daar spiere met verskillende funksies en liggaamsdele met verskillende funksies. As ek 'n arm het waarvan 'n paar spiere nie funksioneer nie, dan noem ons daai arm gebreklik. En ons kan hom nie ten volle gebruik nie. Die hele liggaam is besig om swaar te kry as gevolg van dit. En dieselfde uitnodiging word in God se koninkryk gemaak. Dat ek en jy, daar waar jy is, 'n rol het om te speel. En sou jy nie daai rol vervul nie, dan is die liggaam gebreklik. Ons kan nie net terugstaan en verwag dat iemand anders dit gaan doen nie. God het jou daar geplaas vir 'n tyd soos hierdie. En so die beste wat ons kan doen is soos om Ester se moed bymekaar te skraap. Te weet wie het ons hier gesit en dat hierdie plek, of dit in my gemeenskap of in my familie of in my gesin of in my werk of waar ook al mag wees, dat hierdie plek, hierdie posisie is nie net vir myself nie, maar dat hier iets groter en iets meer is. En dan kan ons ook met die gerusheid gaan dat God ons gewoonlik vooruit gaan. Dat wat God van my en jou vra is om te reageer en op te tree, maar dat hy ons nie daar alleen los nie. Dat hy juis die pad vir ons gelyk maak vorentoe. So wat ons leer by Ester vanoggend is 'n rol en 'n roeping. Die volgende karakter is Rut. En die teksgedeelte wat ons gaan lees kom uit Rut 1 vers 16 tot 17. Op hierdie stadium kan ek julle op hoogte bring, Rut se skoonma beleef pyn soos wat min ander mense in hulle leeftyd beleef. Naomi verloor nie net haar man nie, maar haar 2 seuns ook. En ek het julle nou reeds herinner dat in daai tyd het vrouens niks beteken nie. Daar's 'n rede hoekom die Joodse wette ruimte maak vir die armes, vir die gebreklikes, die siekes en die weduwees, want hulle het as een funksioneer. As jy 'n weduwee was vir hierdie tyd en jy het geen heenkome gehad nie, dan kon jy nie grond besit nie, jy kon nie 'n bestaan maak nie, en jy was maar aangewese aan ander se goedheid. Daar was 'n wet om die armes en die weduwees te beskerm onder die Jode. En die wet het gesê dat jy nie 'n naoes mag oes nie. Die idee hier agter was dat as jy deur jou lande stap en jy is besig om koring te oes, wat ook al val terwyl jy besig is om te oes, dit mag jy nie optel nie. Jy moet dit los waar dit is. Want die gebruik was dan dat die weduwees en die armes en die wat nie vir hulle self kon sorg nie, dan deur die lande sou beweeg en optel wat geval het, sodat ook hulle 'n lewe kon maak en ook hulle kan oorleef vir die dag. En so hou nou in gedagte op watter vlak bevind Naomi haarself. Sy het geen heenkome nie en van hier af moet sy 'n bestaan probeer maak. En so wat Naomi dan doen met haar 2 skoondogters, is sy sê vir haar skoondogters, gaan terug na waar julle vandaan kom. Want hulle is nie oorspronklik Israeliete nie. En hierdie sou vir hierdie 2 vroue hoop gegee het. Hulle was nog jonk. Dit beteken volgens tradisie sou hulle terug kon gaan na hulle ouer huis toe, dat hulle eers deur hulle ouers versorg word, dat hulle onder hulle pa staan, so daar was vir hulle toekoms, en dan kon hulle weer trou met iemand. Dit was buitendien onder 'n ander volk en onder ander regulasies en tradisies. So om hulle terug te stuur waar hulle vandaan kom, dit gee vir hulle 'n nuwe lewe en nuwe hoop. Maar Rut pak dit bietjie anders aan, en dis wat ons lees in hierdie teks. Rut 1 vers 16 tot 17 sê, maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Rut wys hier 'n stuk loyaliteit, maar 'n ander tipe loyaliteit. Rut het God gekies. En deur God te kies, het sy gekies om saam met Naomi hierdie pad te stap. 'n Pad wat totaal onbekend is. 'n Pad waarin sy uitgelewer is.
waar sy nie noodwendig regte het nie, en waar die toekoms nie noodwendig so blink lyk nie. Die besonderheid van Naomi en Rut se verhaal is Naomi vind guns by Boas en op die ouend trou Boas met Rut. En uit haar bloedlyn vind ons op die ouend koning Dawid en op die ouend ook Jesus. Rut se getrouheid en Rut se lojaliteit op die ouend help ook met evangelieverkondiging. Dit het 'n invloed in geskiedenis meer as wat Rut enigsins kon verwag. Haar keuse, haar lojaliteit. Dieselfde is by ons nodig. Partykeer kies ons 'n geloof van gemak. Soveel soos wat God vir my kan bied, so ver maak dit vir my moontlik, logies, sinvol, om aan te hou glo, aan te hou God se pad kies, aan te hou dit doen wat God my opdrag gee om te doen. En die oomblik wanneer daar nie meer lig aan die einde van die tonnel sigbaar is nie, of dit lyk nie meer vir my logies nie, of my toekoms lyk onseker, dan word dit vir my makliker om sake in my eie hand te neem. Om nie noodwendig meer God se pad of God se plan hiervoor te volg nie, maar eerder vinnig self plan te maak, sodat ek net seker is ek kom aan die ander kant uit. Hierdie is nie wat Rut gedoen het nie. En hierdie is ook nie wat van ons aangemoedig word nie. Ons het nie 'n geloof van gemak nie. Die plan is nie dat soveel soos wat God vir jou kan bied, so ver maak dit vir jou die moeite werd nie. Ons is nie gelowiges omdat God vir my A, B en C kan gee nie. Ons is gelowiges vanuit ons verhouding met God. En die waarborg wat ek en jy het, is dat ons op posisies en plekke gaan kry, waar God jy sê, hier moet jy met geloof stap, en geloof is 'n besonderse ding. Want jy het nie geloof nodig as jy 'n uitkoms kan sien nie. Jy het geloof nodig as jy nie 'n uitkoms kan sien nie. As 'n ding vir jou logies lyk, as 'n ding vir jou maklik lyk, as jy die lig aan die einde van die tonnel kan sien, daarvoor het jy nie geloof nodig nie. Jy kan sien hoe dit gaan uitspeel. Geloof het jy nodig vir die plek waar dit onseker is. Waar dit nie sin maak nie. Waar ek nie regtig weet hoe hierdie gaan werk nie, hoe dit gaan uitspeel nie, gaan ek 'n toekoms hê hierin nie. En dis die punt. God nooi ons na 'n lewe van geloof en lojaliteit. En die keuse is nie wat as nie. Die keuse is eintlik selfs as. Vir Rut was hierdie nie eers 'n argument nie. Sy kies haar lojaliteit. Sy kies getrouheid aan God. Sy kies hierdie God. En sy gaan die pad saamstap, of hierdie logies, of sinvol, of veilig lyk, of nie. En die uiteinde is, dat sy 'n rol het om te speel in God se verlossingsplan. Dis ons uitnodiging. Vir my en jou om 'n impak te hê in die wêreld om ons, en 'n verskil te maak in ons gemeenskap, gaan ons moet besluit om nie elke keer ons eie uitweg te kies nie, maar God te kies keer op keer. Of dit sinvol lyk, of dit logies lyk, dit maak nie saak nie. Sodat ons juis soos Rut sê, hierdie is waar ek bly. Ek gaan nêrens nie. 'n stuk erkenning. God is my asemhaling. En of hierdie gaan uitwerk en of dit nie gaan uitwerk nie, ek kies God. En so by Rut leer ons hierdie stuk lojaliteit. Ons derde les kom uit Lukas 10. En ons kyk spesifiek na Maria, Martha se sussie. In Lukas 10 vers 38 tot 42 kry ons hierdie verhaal van twee sissies wat twee verskillende keuses neem op 'n kritieke tyd. En alhoewel die een keuse baie logies lyk, is die ander keuse dit wat regtig lewe gee. Die teks sê: Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar: Martha, Martha, jy is besig en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig.
Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Hier is die prentjie. Jesus kom in hierdie huis tuis. En die gebruik vir hierdie tyd was dat jy gasvry sou wees, dat daar kos sou wees dat jy kan aanbied, dat jou gaste iets het om te drink, dat hulle voete gewas word wanneer hulle by die deur kom, en meeste van die tyd was daar 'n dienskneg wat dit kon doen. En so Martha is besig om haar rol te speel. Sy is besig om Jesus te ontvang. So sy is besig om rond te hardloop en alles reg te maak. Die Bybel sê nie noodwendig wat sy reg maak nie, maar ons kan nou maar onsself verbeel, sy is besig om toebroodjies gereed te kry. Maria aan die ander kant, haar suster, sit eenvoudig by Jesus se voete en luister na hom. Nou, vir die kultuur is dit absoluut sinvol dat Martha besig is om te skarrel en gereed te maak, want haar gasvryheid is belangrik en dis nie ook net wie sy ontvang nie, dis Jesus. Sy het ontzag vir hierdie leraar, sy het ontzag vir hierdie seun van God, sy erken dat daar iets meer in hom is as net 'n rabbi, en sy moet vir hom reg wees. Wat nie sin maak vir hierdie kultuur nie, is dat Maria by Jesus se voete sit. Sy is veronderstel om haar sussie te help. Die hele huishouding se eer en skande hang hiervan af. Hulle moet gereed maak vir Jesus. En dan gebeur hierdie besonderse ding, wanneer Martha dan vir Jesus sê, maar sien u nie wat hier gebeur is onregverdig nie. Sien u nie dat hierdie nie pas nie. Sê 'n bietjie vir Maria, sy moet kom help. Dan is Jesus se antwoord, Maria het die beste deel gekies. En dit gaan nie van haar weggeneem word nie. In hierdie oomblik het Maria iets verstaan. Sy het iets begryp. Dalk was dit haar honger na waarheid, haar honger na God. Dat sy besef het, in hierdie oomblik maak dit nie regtig saak of sy gereed is of nie gereed is nie. In hierdie oomblik maak dit nie saak wat mense van haar sê of wat mense van haar dink nie. Of sy doen wat sy moet doen en of sy nie doen wat sy moet doen nie. Dit maak nie regtig saak nie. By Jesus se voete moet sy wees. Sy moet indrink dit wat hy te sê het. Sy moet in sy teenwoordigheid net wees. Sy kan nie anders nie. En op die ou end is dit juis waar sy haarself moet vind. Hoeveel keer is ek en jy besig om so goed vir God te doen, dat ons vergeet om by God stil te staan? Dat ek hierdie rol wat ek het, hierdie roeping wat ek het, waar ek is, so ernstig opneem, dat ek die hele tyd besig is om iets te doen, en iets gereed te kry, en te help, en uit te reik waar ek kan, maar ek vergeet waar dit moet begin. Dat dit by God begin, dat dit by God se teenwoordigheid begin, dat dit is waar ek toegerus word, dat dit die kern is. Ons kan onsself baie vinnig in 'n posisie kry waar ons besig is om spreekwoordelike toebroodjies voor te berei waarvoor Jesus nie gevra het nie, terwyl ons eintlik besig is om te mis wat Jesus besig is om te doen, want ons hart loop net so rond. Die uitnodiging hier is nie noodwendig om te doen dit wat logies is nie, maar eerder om te doen daar waar ek lewe vind. Dit was by Jesus se voete waar Maria nuwe lewe gevind het, asem gekry het. Dit was in sy teenwoordigheid waar sy krag gekry het om te doen wat sy moet doen. En dis die voorbeeld wat ons hier kry. In plaas dat ons al ewig rondhardloop om 'n klomp goed vir God te doen, en daar's van die begin af niks daarmee fout nie. Moet ons ook besef, daar is 'n tyd wanneer ons in plaas van om rond te hardloop, nodig het om by God stil te staan. Die beginsel lyk so: ek het niks om vir die wêreld te bied as ek dit nie ontvang het van God nie. Die wêreld wil niks van my hê nie. Ek het nie 'n vrede wat ek genoegsaam bymekaar kan maak om vir die wêreld te gee nie. Ek het nie 'n liefde wat enigstens van waarde is en nie selfsugtig is wat ek vir die wêreld kan gee nie. Ek het nie genade vanuit myself om te kan gee nie. Daar is niks wat ek vir die wêreld kan bied wat die wêreld moontlik sal wil hê nie. Want alles wat ek van my eie self kan bymekaar trek is gewoonlik selfsugtig. Dit gaan oor my eie ego, of dit gaan oor my voorkeure, of dit gaan oor waar ek voel mense is waardig van liefde of respek of aanvaarding. Dit gaan altyd oor my. Maar wanneer ek in God se teenwoordigheid herlaai het en ontvang het wat nodig is,
sien dis dit wat ek uitdeel aan die wêreld, wat lewens verander, wat gemeenskappe skuif, wat mense God laat sien op vreemde plekke, op plekke waar hulle dit dalk nie verwag het nie. Want nou, die lewe wat ek nou leef, die liefde wat ek uitleef, die genade wat ek gee, die vrede wat ek kan bied, is nie met my eie nie. Dis dit wat ek ontvang het van God. Maar ek moet eers kan ontvang. En om te kan ontvang, moet ek erken, dit begin by God se teenwoordigheid. Nêrens anders nie. Dit begin by God se teenwoordigheid. Dis my begin, dis waar ek eerste moet wees. En dan vloei al die res van daar af. Vanoggend het ons by hierdie 3 vroue die volgende 3 lesse geleer. Ons het heel eerstens geleer dat jy 'n rol en 'n doel het waar jy is. Dat jy nie maar net daar is nie. Jy is nie maar net in jou woonbuurt nie. Jy is nie maar net in jou werk nie. Jy is nie maar net in jou gesin of in jou vriendekring. Jy het daar 'n rol om te speel. Jy het daar 'n roeping. En jou bydrae daar maak 'n verskil. Ons het by Rit geleer dat ons altyd God moet soek. Dat ons loyaliteit teenoor God belangrik is. Nie oor wat God vir my kan bied nie, en ook nie oor dat ek die uitkoms kan sien of heeltemal gemaklik is met hoe my toekoms gaan uitspeel nie. Juist dat ek in geloof aan God vasklou. Want ek weet, dis waar my lewe lê, nêrens anders nie. En laastens het ons geleer dat dit alles by God se teenwoordigheid begin. Dat God se teenwoordigheid vir ons primêr is, dat dit die belangrikste moontlike ding is. As jy ver oggend hier gesit het, en hierdie hele preek het boor jou kop gevlieg, dan is dit oukei, solank as wat jy in God se teenwoordigheid ver oggend gerus het, en God se teenwoordigheid beleef het. Ons kan nie 'n dag ingaan waarin ons nog nie in God se teenwoordigheid gesit het nie. Ons kan nie enigiets aanpak in ons lewe waarin ons nie diep bewus is van God se teenwoordigheid nie. Nie omdat God nie daar is nie, maar omdat ons nodig het om by God stil te staan, sodat ons kan ontvang wat God vir ons het. Gemeente, hierdie is 3 lesse uit 3 vrouens se lewe, om nader te kom aan God se hart. En daar's soveel meer. Ek wil julle eintlik uitnooi. Kyk vir 'n rukkie na die persoon se lewe langs jou. Die mens saam met wie jy pad stap. Die vriend of die vriendin, die lewensmaat, die familielid. En kyk bietjie in hulle lewe ook. Waar beleef jy God se hand? Waar sien jy hoe ook hulle nader kom aan God se hart? Want op die ou end is God besig om deur ons lewensverhale die evangelie nog steeds voor te leef. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie diens. Ons sal ook graag van jou wil hoor. As jy getuienis het om te deel, of jou storie het om te deel, of jy het net 'n eenvoudige gebed nodig, kontak ons gerus. My kontakbesonderhede is net na hierdie gedeelte. En natuurlik moet ons ook vir mekaar sê dat bediening nie net in 'n silo gebeur nie, dat ons hulpbronne nodig het om dit te doen. As jy graag by hierdie gemeente wil bydra, finansiëel of op 'n ander manier, laat ons gerus weet. Ons bankbesonderhede sal ook hierna sigbaar wees, sowel as ons SnapScan kode as jy verkies om op so 'n manier jou gedeelte te gee. Dankie dat jy ingeskakel het en vandag deel gevorm het van ons. En ons hoop om jou binnekort weer te sien en om van jou te hoor. Totsiens.